Liewe luisteraars, ons het dan die afgelope 2 weke wat verby is, het ons gepraat oor ons 10 penne wat ons moet uittrek, kamp opslaan en verder beweeg na die beloofde land wat die Here vir ons het. Ons kuier weer lekker saam op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en voordat ons verder gaan met die preek van hierdie week, kom ons bid saam. Here, U weet alles van ons. En dankie Heilige Gees, wat alomteenwoordig is, oor afstande, oor seisoene, oor grense. En Here, ek vra dat U elke luisteraar wat hierdie woord sal hoor, 'n nuwe hart van vlees sal gee, sodat die waarheid sal vrymaak. Here, ek vra dat U dieper as die hart sal werk, daar waar ons denke amper nie eers kan besef wat aangaan nie. Dieper, Here. Daar wat U sê, deep cries out to deep, Here, mag dit so oomblik wees vir elkeen. Here, salf asseblief vir die woord, en ek bid dit in Jesus naam. Amen. So ek wil met jou praat oor iets wat ons dikwels miskyk, en dit is voorafgaande genade. In die Engels is dit prevenient grace. Dis dan die genade van God, wat voor ons 'n keuse gemaak het, voordat ons 'n reaksie gehad het, voordat ons gebid het, al aan die werk is. Jy weet, ons dink soms, ons het God gevind, maar die waarheid is, hy het ons lankal gesoek. Hy het eers te beweeg. In Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou wat is vooraf genade? Of voorafgaande genade? Nou voorafgaande genade beteken, dat God se genade voor jou uitgaan. Dit is al in werking voordat jy geloof gehad het, voordat jy tot bekering gekom het, voordat jy gehoorsaam was, voordat jy uitgeroep het, voor jy te staan gekom het met 'n krisis, en voordat jy 'n deurbraak nodig gehad het. Dit is deurtrekkende genade wat ons harte voorberei. Dit is soos 'n tuinier wat die grond omdolwe en nat maak voordat die saad geplant word. Nou ek ruik sommer daai vars grond as ek dit sê, as ek net dink aan nat grond. Nou voorbeelde in die woord, Adam en Eva, daar in Genesis 3 vers 9, God roep hulle, nog voordat hulle berou getoon het, oor hulle ongehoorsaamheid. Hy vra, waar is julle? Die verlore seun, in Lukas 15 vers 20, die vader hardloop hom tegemoet, voordat die seun sy hele belydenis kon uitgespreek het. Israeliete in die woestyn, Eksodus 16 tot 17, daar is God voorsien manna en water, selfs al murmureer hulle. En dan as ons kyk nou Petrus, Lukas 22 vers 32, Jesus bid vir hom, dat sy geloof nie ophou nie, nog voordat Petrus hom verloon. En hierdie voorbeelde wys dat God se genade altyd eers te beweeg. En dan in 'n wêreld wat ons so goed ken, en verskoon asseblief my Engelse woorde tussenin, maar die multitask en die busyness, en wat se partykeer roem ons daarop, dat ek kan multitask, en is dat partykeer dink, dis nie manlike en die vroulike geslag, maar die waarheid is, die negatiewe effek is, ons leef in die tyd van die multitask en busyness, en almal verwag dit van jou, waar jy altyd moet besig wees, altyd moet gejaag wees. En hierdie konstante busyness steel ons aandag vanaf God, wat ons probeer self te beheer te neem. God roep ons
om te funksioneer vanuit sy rus uit. Hy sê, kom na my toe net soos wat jy is, daar Matteus 11 vers 28, en ek sal vir julle rus gee, vanuit daai plek uit, nie vanuit 'n plek uit waar ek benoud is, wat vrees die petrol in my tank is, tot ek uitgebrand is, tot ek regtig in 'n burn-out ingaan. Dis soos 'n rekenaar wat te veel vensters oop het, né? Dit raak stadig en dan crash dit later aan. Ons harte kan nie God se stem hoor as ons oorlaai is nie. Wat sê hy? Hy sê dan in sy woord, be still and know, wees stil en weet, dit is in die stilte. Weet, laas jaar het ek die hele jaar die Secret Place gedoen. Jou binnekamer, waar jy stil raak, en hoor, wat is dit wat hy vir jou sê? Hoe begin jy jou oggend? Die wekker wat skree, ketel wat aankom, kosblikke wat gepak moet word, kar wat uitgetrek moet word, voet in die hoek, kinders afgooi by die skool, kom by die werk aan, flou, moeg, leeg. Maar hier kom goeie nuus vir jou. God se vooraf genade werk selfs in tye wanneer ons gejaagd is. Beteken dit dan ons kan doen net wat ons wil en alles uitgesorteer? Nee. Jy doen elke dag net wat jy kan. Met ander woorde, jy stel daai wekker 'n bietjie vroeër. Jy lewe gehoorsaam in sy wil. Jy maak vandag nog reg wat jy weet verkeerd is. En ek weet, ek praat diep nou met baie mense. Maak vandag nog reg wat jy weet wat verkeerd is. Stop met dit wat jou en almal om jou verwoes of dreig om te verwoes. En die goeie nuus is, die Here sal die res doen. Die voorafgaande genade is genade wat voorafgaan om die menslike hart en wil voor te berei om God se aanbod van verlossing te aanvaar. Verlossing van jou negatiewe gedagtes, verlossing van natuurlik van van 'n ewige hel, maar ook verlossing van myself, verlossing van my eie wil. My voorafgaande genade is dit herstel in 'n mate ons vrye wil wat andersins deur sonde verhinder word om God te soek. Nou baie belangrik, en ek wil hê, liewe luisteraar, dat jy in hierdie week mediteer hieroor, lewe in die nou. Beplan vir môre, dis reg, maar moenie in 'n angs ingaan oor môre nie, want sy voorafgaande genade het môre ook uitgesorteer vir jou. Klaagliedere 3 vers 22 sê daar, die Here se getroue liefde hou nooit op nie. Sy omverming is elke môre nuut. As vertaling dit sê, sy genade is elke oggend nuut. So hoef nie môre se genade op te gebruik of nog gister se genade saam te sleep nie. Vandag se genade is genoeg. Gister is verby, jy kan niks verander aantrend nie. Môre is nog nie hier nie. God sal jy dan 'n nuwe agenda gee met die woord genade op vir môre. Maar vandag, vir nou, in hierdie oomblik, is waar jy ontmoet. Miskien wil jy net so 'n bietjie stil raak. Want ons is dikwels so besig om in die verlede se seer te lewe, dat ons nie die mooi vandag sien nie. Miskien wil jy net vir 'n oomblik stil raak en ek weet nie of jy nou in jou voertuig is nie, maar kyk bietjie na die wolke as jy in jou voertuig is, ek weet nie.
As jy die voorreg het om by jou huis te wees, kyk by die venster uit, stap bietjie uit en gaan kyk. Waar is die voeltjies wat daar vlieg? Daai wat hy sê. Hy sorg vir hulle, hoeveel te meer nie vir jou nie, en vir my nie. Hy vars lug wat my so diep kan inasem, wat so nodig is. Jy sit dalk vas in herinneringe van 'n mislukte besigheid of 'n fout wat jy gemaak het. En dit steel jou vreugde van vandag. Of jy is dalk bekommerd oor jou pensioenvoorsiening, of jou werk, of jou huwelik. En dit maak jou blind vir die klein seëninge wat God vandag vir jou gee. Kyk uit vir dit. Wees in afwagting. Vra die Here, Here, wys my die klein seëninge, want dit maak op die einde van die dag die groot deurbrake. Dalk wag jy vir 'n dokter se uitslag en die vrees van môre maak jou hart swaar. Of dalk is daar 'n verhoor wat op jou wag vir môre. Hy sê, ek is met jou al die dae van jou lewe. Wees in die nou, wees in sy teenwoordigheid, wees in sy rus. En al jou bekommernisse, dat jy sê, but God, hy is groter as jou verlede, hy is sterker as jou vrese vir jou toekoms, hy gee vir jou voorafgaande genade. Matteus 6 vers 34 sê, moenie bekommerd oor môre nie. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Sorteer net vandag uit. So hy gee vandag die krag om te staan en môre sal hy jou weer die krag gee om aan te gaan. So liewe luisteraar, jy hoef nie vas te kyk in dit wat moeilik is nie. Kyk bietjie om jou. Maak 'n keer lysie van waar jy al deurgedra het in die lewe. En dan sal jy besef, sy voorafgaande genade was reeds in plek. Ek kan self in my lewe getuig. Ek was by 'n vroue Bybelstudie en ons praat oor voorafgaande genade. En op die oomblik wat ek in my kar klim en ek ry, kry ek 'n baie ontstellende oproep. En ek weet ek is 20 minute ver van hierdie krisis af. En ek sê net vir die persoon op die telefoon, ek is nou daar. En ek weet net, die oomblik, toe ek hy nuus hoor, het ek gedink, Here, ek gaan nou in die rus in, deur u wonde is daar genesing, u voorafgaande genade, Here, gaan voor my uit, en Here, dankie dat ek in die vrede kan wandel. En ek het rustig gery, tot waar hierdie groot, massiewe krisis 20 minute terug gebeur het. En ek kon instap by die plek, en daar was soveel mense om te help, dat alles op die ou einde, soos wat die woord van die Here sê, ten goeie uitgewerk het vir die wat die Here lief het, en elkeen kon sê, hierdie was net die Here gewees. 20 minute terug was hy 'n geweldige krisis, maar sy voorafgaande genade het dit so bewerkstellig, dat kundiges op 'n toneel was, om te help. Dit is die God wat ons dien. So Here, dankie, dat die genade altyd eerste beweeg. Dankie dat U ons roep nog voordat ons soek. Voordat ons U soek, het U ons reeds geroep. En Here, ons bely dat ons dikwels vasgevang raak in hierdie multitasking, die busyness. En dat ons vergeet om in die rus in te gaan. So Here, asseblief, help ons en herinner ons aan die plek van rus, dat ons daaruit kan funksioneer. En dankie Here, vir U voorafgaande genade. Ons eer U in Jesus naam.
Ek wil sommer net oor jou lewe verklaar dat die voorafgaande genade van God is reeds besig en gaan jou reeds vooruit. So jy is die ontvangers van sy genade wat jou dra, wat jou lei, wat jou herstel, wat sal voorsien, wat deurbrake sal bring, wat jou krag sal gee, wat dit ook al is wat jy nodig het. Mag jy in hierdie week wat voorlê, sien hoe groot is ons God. Wees oop daarvoor om te wil sien. Tot ons mekaar weer met mekaar gesels. Totsiens.